Om te groet is nooit maklik nie. Ek onthou so 2 jaar terug, wat ons van Newcastle af na Rissywil toe verhuis het, moes ons groet. Ons moes die gemeente groet daarso. Ons moet mense groet. Mense vir wie ons lief geword het, wat ons vir omgegee het. Mense wat hartsmense geword het, hartsvriende en vriendinne, moes ons groet. Dit was sekerlik die moeilikste tyd vir ons, wat ons moes deurgaan. En ek vermoed jy dalk ook so 'n storie van groet, waar dit nie vir jou maklik was nie. Konstant in die lewe moet ons maar mense groet. Oupa en ouma kom kuier dalk vir 'n vakansie, en dan moet hulle weer huis toe gaan, of jy gaan kuier vir oupa en ouma, maar jy moet weer huis toe gaan en jy moet groet. En jy weet dit gaan lank wees voordat jy weer vir oupa en ouma sien. Dalk moet jy jou ouers groet. Dalk moet man en vrou mekaar groet, wanneer een vir 'n lang tyd moet weggaan vir werk. En in die land waar ons leef, is daar hierdie emigrasie wat plaasvind uit Suid-Afrika uit. En dit behels dat families mekaar moet groet vir 'n langer tydperk. Want jy weet, julle kan nie net so vinnig plan maak om mekaar te sien nie. Maar dan is daar hierdie een tipe groet, wat ek dink die moeilikste en die seerste is. Ja, dis die groet wanneer ons 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Daai finaliteit om te weet, jy gaan die persoon op aarde net nie weer sien nie. Jy kan nie net sommer vinnig bel en net daarom die stem hoor nie. Daar sit 'n groot finaliteit opgevang in die groet wanneer iemand tot sterwe gekom het. En Jesus en sy disippels is ook by so 'n groet. Die aand voor die kruisiging sit Jesus saam met sy disippels, hulle kuier om 'n tafel, en Jesus begin met hulle praat oor sy naderende dood. Die disippels kan dit nie heeltemal verstaan nie. Hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. En hulle is ontsteld. Want hier is hierdie Jesus, wat hulle glo hulle redder is, hulle Messias is, saam met wie hulle 3 jaar lank 'n pad gestap het, intens. Sê hy gaan nou doodgaan en hy gaan na 'n ander plek toe gaan. Hulle kan net nie tot waar hy groet kom nie. Dis te ontstellend vir hulle. Maar dan gee Jesus hierdie mooi troos en hoopvolle woorde aan hulle. Dit staan in Johannes 14 vers 1 tot 3. Dit sê: "Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is." Is dit nie mooi woorde nie? Kyk, ons min woorde, as daar enigstens woorde is wat help met troos en hoop in 'n tyd van groet. Maar ek dink die een woorde wat help is, tot ons mekaar weer sien. En ek hoor van baie begrafnisse wat met daai selfde woorde eindig. Is nie 'n totsiens nie, so tot ons mekaar weer sien. Want dit skep hoop. En Jesus sê, so moenie ontsteld wees nie. Ons gaan mekaar weer sien. Ek kom terug om julle saam met my te neem. Maar waarheen neem Jesus ons? Hy sê hy vat ons na sy Vader se huis toe. Ons kan dit sien as die hemel. En dan in ons vertaling staan daar is baie woonplek. Sommige ander vertalings praat van in my pa se huis
is daar baie kamers. Wat kan dit behels? Wat kan hierdie kamers of hierdie baie woonplekke behels? Onmiddellik wil ons dalk dink in ons menslikheid, in ons aardsheid, dat in die hemel is daar 'n kamer vir ons elkeen. Ek kan mos by myself gaan bly en ek het my eie plek hê. Want ons hou mos so baie van ons privaatheid. In sommige Engelse vertalings praat hulle van mansions. Dit skep vir ons 'n idee van paleise. So nou het ons nie net 'n kamer in die hemel nie, maar ons het sommer 'n paleis, lekker groot. Dit is hoe ons menslike aardsheid in die teks inkom en ons skep vir ons 'n prentjie wat nie noodwendig werklik is nie. Nee, ek het dink die oorspronklike idee van dit is totaal iets anderste. Want die oorspronklike Grieks praat eintlik net van 'n plek. En daar is eendag vir 'n baie ou rabbi gevra, wat is die beste beskrywing wat jy al van God gehoor het? En sonder twyfel antwoord hy eenvoudig hierdie 2 woorde: die plek. Is die beste beskrywing wat hy nog ooit van God gehoor het, is die plek. Want julle sien, ek dink dit vat die grootsheid van God saam. Dat ons dink ons gaan hemel toe. Maar ons gaan na God toe. Ja, God is in die hemel, maar God is self ook die hemel. God is die plek waarheen jy gaan. En hy sê daar is baie plek in die hemel. So ons moet verstaan dat Jesus gaan, en hy gaan na die plek toe, hy gaan na God toe. En almal is welkom om saam te kom. Almal. Daar is nie 'n onderskeid tussen ras en kleur en geur en jou doen en late en al hierdie goeters nie. Dis 'n menslike ding, dis ons wat daai onderskeid tref. Jesus sê daar's baie plek. Enige iemand is welkom en eintlik is almal welkom. Hy gaan om vir ons plek gereed te maak, sê hy. Ons moet nie die prentjie kry van 'n gastehuis as jy op vakansie gaan, wat voordat jy daar aankom, hulle besig is om die kamer skoon te maak, die beddens reg op te maak en die goeders nie. Dis nie die prentjie wat ons moet kry as Jesus sê hy gaan maak vir ons plek gereed nie. Nee, die prentjie wat ons moet kry is presies dit hoekom hy ook aarde toe gekom het. Is om plek by God gereed te maak vir ons koms. Dat dit wat Jesus op aarde gedoen het om ons met die kruisiging en die opstanding te kom red het, voor te sit in die hemel, om te bly instaan vir ons by die Vader, sodat wanneer dit ons tyd is om na die plek toe te gaan, na God toe te gaan, als gereed is vir ons sondige mens om met genade en liefde die plek te betree. Maar natuurlik is dit nie net so eenvoudig nie. Jesus het 'n lang gesprek hierso met sy disippels en dit eindig met hierdie baie bekende woorde: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wat Jesus probeer sê is, alhoewel ek vir julle plek gaan gereed maak in die hemel, kan jy net soontoe kom deur my, ek wat die weg, die waarheid en die lewe is. En die disippels behoort dit beter as enigiemand anders verstaan het. Want hy het vir hulle die weg gewys, fisies deur die pad te stap. Het hy vir hulle gewys hoe om deur hierdie lewe te stap, voet vir voet, tree vir tree. En dit is om te volg, om te doen wat hy gedoen het. Dis die weg, om die weg van Jesus te volg, dit wat hy vir ons geleer het, dit wat ons hier raak lees. En dan sê Jesus, as hy waarheid. Sien, daar was soveel
twyfelinge oor wie die Messias eendag gaan wees. En alles wat Jesus gedoen het, het hy homself kom bewys as die waarheid, as die regte Messias, as die regte verlosser, as die waarlike seun van God. Dis die waarheid waaraan ons kan vashou. En dan sê hy, ek is die lewe. Want Jesus het nie gekom om dood te bring nie. Hy het gekom dat ons kan lewe, en hy sê dit vroeër in Johannes ook, sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Maar hy bedoel dit nie net hierdie lewe op aarde nie. Nee, Jesus het hier ook 'n verdere lewe in gedagte, 'n ewigheidslewe, sodat ons die volle, ewige lewe saam met hom en die Vader kan hê. Dis die troos en die hoop wat Jesus vir ons bring. Dat in tye waar dit moeilik is, wanneer ons moet groet, wanneer ons geliefdes aan die dood moet afstaan, dan moet ons vashou aan hierdie woorde dat ons nie hoef ontstel te wees nie, maar dat ons almal weer by mekaar sal wees en hy sal kom om ons almal te kom haal. En dat daai woorde wat ons mekaar sê, tot ons mekaar weer sien, 'n werklikheid sal wees. So mag jy troos en hoop vind op vandag Hemelvaart 2024. En mag jy vashou aan daai belofte dat Jesus weer sal kom. En mag jy Jesus ontdek as die weg, die waarheid en die lewe.